Want Here, dis U begeerte om ons naby U te hê. Dis hoekom U Jesus gestuur het, om elkeen van ons nader aan U te bring. Mag ons dit vandag beleef, Here. Here, ek wil ook kom bid vir hierdie boodskap vandag, dat U dit vandag in mense se harte sal kom vasmaak. Here, dat U die een is wat hierdie saad sal laat ontkiem en ook sal laat vrug dra. Ek verklaar dat ek U nodig het en dat ek niks sonder U kan doen nie. Ek het nodig, Here, dat U vandag deur my sal praat. Dat U vandag iemand se hart sal kom aanraak. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is besig met 'n reeks, Verstaan ek dit reg? En in hierdie reeks kyk ons na verskillende gedeeltes in die Bybel waarmee ons dalk bekend is, wat ons dink ons baie goed ken, en dan vra ons, is daar nie dalk 'n dieper waarheid in hierdie teks wat ons dalk nie op die oog af sien nie? Ons vra die vraag, verstaan ek hierdie bekende teksgedeeltes, verstaan ek dit reg? En ons het 2 weke terug die reeks begin met Romeine 8 vers 28, wat sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ons het mekaar gevra, wat is hierdie ten goeie? Beteken dit dat dit met my sal goed gaan? Wat is jou definisie van goed? Wat is jou definisie van dit gaan met my goed? En wat sê die Bybel? Wat is hierdie goed? En ons het met mekaar gedeel dat as jy die konteks van Romeine 8 gaan lees, dan beteken dit eintlik hierdie ten goeie beteken jy sal meer soos Jesus word. Met ander woorde, hierdie teks sê eintlik vir ons, alles in jou lewe sal gebeur, want ons het gesê alles in jou lewe sal gebeur sodat jy meer soos Jesus word. Want wat kan meer goed wees as dit? Oom Piet het laasweek met ons gesels oor Jeremia 29:11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En hy het met ons gedeel dat ons verhouding met God moenie net vir ons gaan oor voorspoed nie. Ons fokus moenie wees ek wil voorspoed hê nie. Ons verhouding met God gaan daaroor wie hy is, nie wat ek kry nie. En dan die challenge om te sê, al sou die vrye boom nie bot nie, al sou ek geen voorspoed ervaar nie, nogtans. 'n verhouding met God gaan nie oor wat ek kry nie. En dan vandag, vriende, 'n teks wat julle dalk nie meer baie bekend is nie, maar dalk iewers iets misverstaan oor die teks. Dalk dit selfs verkeerdelik aanhaal. Ek wil gehoor, en ek wil hê met jou hand opsteek, wie is bekend met die stelling, God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie. Kan ek sien, wie is bekend daarmee? God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie. Wie het dit al vir iemand gesê, wat deur 'n moeilike tyd gaan? Eerlik, God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer. Vir jouself, wie het dit al vir jouself gesê? God sal nie vir my meer gee as wat ek kan hanteer. En ons glo dis waar, en nog meer, ons glo dit, dis die Bybel wat dit sê. Daarom deel ons dit met mekaar en bemoedig mekaar daarmee. Maar ek wil vandag hê jy moet hoor, die Bybel
het dit nooit gesê nie. Die Bybel nêrens praat daarvan, dan God vir jou meer sal gee as wat jy kan hanteer nie. Hoekom glo ons dit? Hoekom sê ons dit? Ek dink, dit is baie keer omdat ons 'n kragtige vers verkeerd verstaan, verkeerd aanhaal. En my vrou het vanoggend vir my gesê, en Rudolf het ook vir my gesê, dat die vers is die vers van die dag, vandag, op YouVersion. Soos jy nou gedink het, die Here wil nie vandag iets deur hierdie vers vir jou sê nie, dis nou nog die vers van die dag, en wat is die kans dat dit so moes uitwerk? Ons teks, YouVersion se vers van die dag is 1 Korintiërs 10 vers 13 en dit lees as volg: Geen versoeking wat meer is as wat jy kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. God gee nie meer as wat jy kan hanteer nie, en hierdie woorde, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, klink dalk dieselfde. Maar wat is 'n dieper waarheid wat ons miskyk? Sê gou saam met my, die tweede woord in hierdie vers is versoeking. So dis nogal belangrik. Versoeking. Dan sê die vers, hy sal nie toelaat dat julle bo julle wat versoek word nie, julle kragte wat nie, versoek word. So weer, julle sal nie bo julle kragte versoek word nie. So dis belangrik om te besef dat hierdie teks sê vir my en jou, dat God sal nie toelaat dat ons bo ons krag versoek word nie. Wat is 'n versoeking? 'n Versoeking is die begeerte om iets verkeerd of onverstandig te doen. Afguns, skinder, woede, oorspel, egbreek, welis, ons kan aangaan en aangaan. Deur die reeks het ons vir mekaar gesê, om te verstaan wat 'n teksvers sê, is dit belangrik om te gaan kyk, wat sê die konteks? Nou die konteks is net 'n fancy woord om te sê, wat sê die vorige verse en wat sê die vers daarna? So om te verstaan, wat sê 1 Korintiërs 10 vers 13, moet ons dalk gaan kyk, wat het vooraf gebeur? Paulus begin 1 Korintiërs 10, in vers 1 skryf hy die volgende, hy sê, broers en susters, ek wil hê julle moet goed verstaan wat destyds met ons voorouers in die woestyn gebeur het. Met ander woorde, Paulus sê, ek wil julle herinner aan julle voorouers in die woestyn. Ek wil julle herinner aan die Israeliete, wat in die woestyn met hulle gebeur het. Dan sê hy, waaraan presies wil ek hulle herinner? Dan gaan hy verder, 1 Korintiërs 10 vers 5, ek het die message op, wat sê, but just experience God's wonder and grace didn't seem to mean much. Most of them, where he saw, were defeated by temptation, versoeking during the hard times in the desert. And God was not pleased. Paulus verwys terug na 5 gevalle uit die geskiedenis van Israel. Hulle uittog uit die woestyn, en hy sê, ek wil hierdie 5 goed gebruik, om julle te waarsku teen versoeking. Hy begin in vers 6, dan waarsku hy hulle teen hulle sondige begeertes. Vers 7 sê hy waarsku hulle teen afgode. 'n Afgod is enigiets wat belangriker is as God. So Paulus kom skryf ook vir my en jou vandag in erfdeel. Hy sê, ek wil julle waarsku teen julle sondige begeertes, teen allerhande afgode. Vers 8, teen onsedelikheid, om rond te slaap. Vers 9, dan sê hy, ek waarsku julle moenie ongeduldig wees teenoor God nie. Want die versoeking is daar om ongeduldig te raak. En dan vers 10 sê hy, waarsku ons om nie teen God se gesag te gaan nie. Versoekings.
in die woestyn, they were defeated by temptation. En dan waarsku Paulus. En dan, vriende, erfdelers, dit wat jy vandag moet hoor, die belangrikste dalk waarskuwing vir my en jou, 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet pas op, dat hy nie val nie. Paulus waarsku ons en sê vir ons, jy moet nooit te gemaklik raak en te selfversekerd raak, dat jy dink jy sal nie val vir versoeking nie. Die Amplified verduidelik dit goed. Hy sê, therefore, let the one who thinks he stands firm, die een wat dink hy staan, the one who thinks he's immune to temptation, the one being overconfident and self-righteous, take care that he does not fall. Jy wat meen dat jy staan, jy wat hierdie immune to temptation, jy wat overconfident is, dat ek sal nie val vir versoeking nie. Pas op, dat jy nie val nie. En nou, dit is in filosofie, is daar 'n studie gedoen, juis oor mense se selfvertroue. En hulle het 'n term ontwikkel wat hulle noem, the overconfidence effect. En in hierdie studie beskryf hulle hierdie oorvertroue effek as 'n neiging, hoor dit is nogal belangrik, as 'n neiging om jou eie vermoëns en kennis te oorskat. Hulle sê dit manifesteer dat mense baie keer glo hulle is beter en meer bekwaam as wat hulle werklik is. En mense is geneig om te dink hulle is beter as ander, selfs wanneer data dit heeltemal anders bewys. The overconfidence effect. In hierdie bevinding het hulle dit veral raak gesien in mense se manier van kar bestuur. En hulle het bevind dat 93% van mense dink hulle bestuursvermoë is bo-gemiddeld. En as gevolg daarvan neem hulle groter risiko's wanneer hulle bestuur. Dit gebeur dat mense dink ek kan so goed bestuur dat ek my selfoon kan uithaal en boodskappe kan stuur terwyl ek ry. Al wys data dit is gevaarlik. Mense dink hulle vermoë om te bestuur is so goed dat al het ek 'n drankie of 4 gedrink, ek kan nog steeds ry. En wat gebeur? Die effekte is vanselfsprekend. Honderde karongelukke elke dag. The overconfidence effect. Ek oorskat my eie vermoëns. En dan neem ek risiko's. Hoekom sê ek hierdie goed vir jou vandag? Want ek dink, dis baie maklik vir my en jou om mense te oordeel wat geval het vir versoeking. Dis baie maklik vir my en jou om te kyk na iemand en te sê, daai ou het lekker egbreek gepleeg. Of kyk wat se bedrog is in daai besigheid. Of kyk daai ou se verslawing. Ek sal dit nooit doen nie. The overconfidence effect. En weet jy hoe beskryf die Bybel hierdie effek? Daarom, wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Jesus beskryf dit anders. Hy sê in Matteus 26:41, waak en bid. Hoekom? Sodat julle nie in die versoeking kom nie. Jesus self gee vir my en jou die opdrag. Jy moet waak en bid. Om eerlik te wees, hierdie waarskuwing teen versoeking in ons lewe is niks nuut nie. Genesis 4 begin daarmee. Vers 7 staan daar, as jy reg lewe, sal jou offer aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, hoor hierso, vind jy uit
dat sonde soos 'n wilde dier is wat by jou deur lê. Hy lê jou die heeltyd en dophou, want hy wil jou opvreet. En gelukkig stop die vers nie daar nie. Hier's die goeie nuus. Verder in die vers sê dat jy kan dit egter oorwin. En dis wat ons teks vandag vir my en jou wil kom sê. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. Hierdie woordjie uitkoms in die Grieks is ekbasis. En dit beteken a way to escape of a way out. 'n weg uit versoeking. En toe ek die woorde 'n weg hoor, toe dink ek aan Jesus se woorde, Johannes 6:14 vers 6. Ek is die weg. Ek is die weg. Wanneer versoeking kom, is daar 'n weg uit. Jesus se woorde, ek is die weg. Wil jy terugvat, 1 Korintiërs 10 vers 5, wat sê, most of them were defeated by temptation during the hard times in, waar? The desert. During temptation in the desert. Dink gou saam met my, wie was nog in 'n wildernis versoek? Wie was in die woestyn versoek? Jesus. Matteus 4 vers 1. Toe Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei is om deur die duiwel versoek te word. So hier's die kontras. Paulus wil vir ons kom sê, hierdie mense, hoekom sal hy dit vir hulle gebruik as voorbeeld? Hulle was in die woestyn oorval deur versoeking en hulle het verloor, hulle het ingegee. En dan die koneksie Jesus in die woestyn. Hoeveel jaar was hulle in die woestyn, die Israeliete? 40 jaar. Hoeveel dae was Jesus in die woestyn? 40 dae. En Jesus doen iets anders. Hy oorkom versoeking. 1 Korintiërs 13. God sê, daar is 'n weg. Ek wil vandag vir jou sê, dieselfde Gees wat Jesus in staat gestel het om versoekings te weerstaan, sê Romeine 8 vers 11, leef binne in my en jou. Hoe gaan ons versoekings weerstaan in ons lewe? Daar is 'n weg. En dit is om naby aan die weg te lewe. Dis die eerste belangrike ding wat jy moet verstaan van hierdie teks. 1 Korintiërs 10 vers 13 wil vir my en jou kom sê, dat ons moenie dink dat ons staan nie. Ons moet nooit so gemaklik in onsself raak, dat ons nie meer waak nie. En dan sê hy, daar's 'n uitkoms wanneer versoeking kom. Die weg. Die tweede belangrike ding, 'n dieper waarheid in hierdie teks. Die waarheid wat ek dink ons nie so lekker wil hoor nie, omdat dit nie by ons definisie wil inpas nie. Ek en jy wil glo met ons wese dat God nie vir ons meer sal gee as wat ons kan hanteer nie. Ons wil dit glo, ons wil glo ons is sterk genoeg. Die vraag is dit die waarheid? 'n bekende skrywer het gesê, die kanse is goed dat jy op die punt staan om 'n moeilike seisoen in jou lewe in te gaan. Of jy tans in die middel van 'n moeilike seisoen. Of jy kom nou net uit 'n moeilike seisoen uit. Klink nie vreeslik bemoedigend nie, maar ek dink baie van ons voel dalk so. Dat ek is of in die middel van 'n seisoen waar goed net eenvoudig nie wil uitwerk nie. En as jy nie in daai seisoen is nie, waak, maar jy is dalk op pad na een toe.
Dit is wat ons beleef. En weet jy wat gebeur wanneer ons in hierdie moeilike seisoen is? En jy praat met iemand oor die seisoen waarin jy jouself bevind, dan sal dit nou 'n baie oulike ou met baie goed bedoelende Christelike raad. Hy sal vir jou kom sê, weet jy wat? God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie. Moenie worry nie. Jy het hierdie. En dan dink jy by jouself, weet jy wat? Dit voel nie vir my so nie. Want dit wat ek beleef, is die teenoorgestelde. En weet julle wat, ons sal maklik vir mense dit sê, as dit veral by die geboorte van 'n kind kom. As 'n kind 'n geweldige siekte het. Ek kan nie vir julle sê, hoeveel keer het mense al vir my ma gesê, my broer met sy hartoperasies, weet jy wat, God het geweet hy moet hierdie vir jou gee. Hy het geweet jy sal dit kan hanteer. Ek sou dit nooit kon hanteer nie. Dan dink ek vir myself, as jy maar net weet, dat my ma ook nie eintlik nie hierdie kan hanteer nie. Maar ons bedoel dit goed. God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer. Ek wil met jou 'n verhaal deel. Ek hoop dit sal jou help om iets hiervan self te ontdek. Die verhaal is van 'n jong ouerpaar wat reeds 2 kinders gehad het en daarna uitgevind het dat die vrou weer swanger is. Maar saam met die nuus het hulle uitgevind dat hulle ook nou 'n tweeling verwag. So na die geboorte van hierdie tweeling het hulle nou skielik 4 kinders in die huis. Die krisis was egter dat tydens die tweeling se geboorte het hulle uitgevind dat een van die tweeling, dis 'n ware verhaal, een van die tweeling het Down-sindroom. En nou skielik moet hierdie gesin omsien na 'n kind wat spesiale behoeftes het. Nog erger, toe kom COVID-19. En die ander kinders kan nie meer skool toe gaan nie. Nou sit hierdie vrou en hierdie man met 2 kinders wat hulle moet klas gee by die huis. 'n Ma wat 2 kinders moet probeer borsvoed. En terwyl dit alles gebeur, word die kind wat nie Down-sindroom het nie skielik siek. En hulle vind uit dat hy 'n seldsame siekte het wat 'n klomp op operasies nodig het. En tussenin hierdie operasies, toe kry die ander tweeling wat Down-sindroom het skielik epileptiese aanvalle. So erg dat hy in die hospitaal opgeneem moet word. En hierdie ouerpaar wat God liefhet en hom volg, vir hulle het dit gevoel asof dinge ondraaglik is. En hierdie woorde, God sal vir jou nooit meer gee as wat jy kan hanteer nie, het vir hulle baie hol geklink. En hulle gaan skryf toe die volgende. Die waarheid is, God gee ons wat ons nie kan hanteer nie. Daar is tye wanneer God ons in situasies plaas wat eintlik onmoontlik is om op ons eie te hanteer. Ons het nie die kapasiteit, die krag of die hulpbronne wat ons eintlik nodig het nie. God gee ons eintlik meer as wat ons kan hanteer. En hoe waar is dit nie? En hierdie verhaal van hierdie ouerpaar laat my dink aan die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 8. Ons wil hê broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Hoor wat skryf Paulus? Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan. Die swaar wat ons moet verduur, het ver bo ons kragte gegaan. Sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. En ek kan vandag vir jou sê, jy kan Bybelverhaal na Bybelverhaal gaan lees van mense wat gevoel het dat God vir hulle meer gee as wat hulle kan hanteer. Hy roep vir Gideon, dan sê Gideon, ek's die swakste in my stam, ek's die minste in my familie.
Here, ek het nie die krag om te doen wat U van my vra nie. Moses het so gevoel. Esther het gesê, Here, die opdrag wat ek het is ver bo my krag. Ou Dawid, hy het hoeveel keer vir God gesê, God, ek is bang en ek is swak. Gaan lees Psalm 38. Erfdelers, God het nooit gesê dat hy nie vir jou meer sal gee as wat jy nie kan hanteer. Inteendeel. Hoe pas dit alles by 1 Korintiërs 10 vers 13 in? Ek is bly jy het gevra, en dis nou daai tyd waar jy mooi moet oplet, anders gaan jy dit mis. Die dieper waarheid in die teks. 1 Korintiërs 10 vers 13, God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Hierdie woordjie versoek is die Griekse woord peirasmos. En hierdie woordjie peirasmos, dis baie interessant, in die Bybel is dieselfde woord, peirasmos, gebruik vir versoeking, wat ons nou net oor gepraat het, maar ook vir beproewing. Presies dieselfde woord. Daar's nie 'n onderskeid nie. Die Griekse woord peirasmos beteken adversity, temptation and trials. Met ander woorde, die Griekse woord sê, jy sal nie versoek word, ons het nou net daaroor gepraat, maar hy sê, daar sal ook nie teëspoed wees. God sal jou nie bo jou kragte versoek wat teëspoed betref nie. En dan klink dit nou soos 'n raaisel, want ons sê nou net, God gee vir ons meer as wat ons kan hanteer. Nou sê hierdie teks, dat God nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte teëspoed ervaar nie. Maar die realiteit is ons doen. So hoe verstaan ons dit? Want ek het in my eie lewe ervaar, die teëspoed wat ek beleef, is nogal ver bo my kragte. 'n Kantnota, ek het dit in die preekopsomming gesit, want ek wil hê jy moet dit gaan lees. Gaan lees 1 Korintiërs 15 vers 10, Filippense 2 vers 13, en dan ons baie bekende Filippense 4 vers 13. Paulus wil in hierdie verse vir ons verduidelik, dis nogal belangrik om te kop, dat ons krag is nie eintlik meer ons krag nie. Want dis nou Christus se krag in my. Paulus skryf in 2 Korintiërs, dan sê hy, ek het al hierdie goed bereik, ek is al hierdie goed deur, en dan aan die einde van daai vers dan sê hy, maar dis nie ek nie, dis God in my. En dis wat Filippense 4:13 die boodskap ook sê, vir alles, hoor mooi, vir alles, al die teëspoed, al die beproewinge, al die versoekinge, vir alles in die lewe, die goeie of die slegte sien ek kans. Hoekom? Omdat Jesus my bron van krag is. So wanneer daar teëspoed in elk geval jou tref, wil ek vandag vir jou sê, niks is bo jou krag nie. Want dis nie jou krag nie. Dis God se krag binne jou. Maak dit vir julle sin? Ek sien 'n paar wat sy oë so maak. Jou krag is in elk geval nie meer jou krag nie. Maar hoekom voel dit vir ons, die vraag, dat God toelaat dat dinge gebeur wat ek nie kan hanteer nie? Hoekom voel dit vir my baie keer die teëspoed wat my tref is meer as wat ek kan hanteer? Hoekom? Paulus skryf, hy sê die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan. En ek wonder of die seisoen waarin jy is, of jy nie so 'n bietjie kan saamstem met Paulus om te sê, dit wat ek nou moet verduur, is 'n bietjie ver bo my krag. En dan kom die antwoord van Paulus net in die volgende vers. Maar dit het alles gebeur, sodat ons nie
op onsself sou vertrou nie. Hoekom gee God vir jou baie keer meer as wat jy kan hanteer? Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek tot die lewe. Jy sien, vriende, God wil hê ek en jy moet leer om op hom te vertrou. Daarom voel dit vir my, God gee vir my goed wat ek nie kan hanteer nie, want ek beloof jou, wanneer jy dit ervaar, is die eerste plek waartoe jy hardloop, is na God toe. Het is ongelooflik wat nood in my en jou lewe doen. Het is ongelooflik wat teëspoed in my en jou lewe doen. Dit maak dat ons bitter vinnig na God toe hardloop. En dit leer my dat ek nie op myself moet staat maak. En Paulus het nogal baie oor geskryf. Julle onthou die verhaal van die doring in sy vlees? Dan sê hy, Here, ek het 3 keer gebid dat U dit moet wegvat. Die volgende staan in 2 Korintiërs 12 vers 10. Ek het ontdek dat swaar kry en swakhede deel van God se plan met my lewe is. Van toe af kon ek self spog oor hoe swaar dit met my gaan. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Wil maar net sê, niemand het ooit by my gespog oor hoe swaar dit met hulle gaan nie. Ek kan self spog oor hoe swaar dit met my gaan. Hoekom? Sodat Christus die enigste kragbron in my lewe kan wees. Dan sê hy, wanneer ek swak is ek juis sterk. My swakhede leer my om net op Christus se groot krag staat te maak. Romeine 5 vers 3 sê, al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Alles behalwe. En hier is wat ek wil hê vandag moet hoor. Ons weet mos dat swaar kry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. Nog meer op God te vertrou. Kan ek vandag vir jou sê, onthou, He may allow you to go through more than you can handle, but it's never more than He can handle. Ek wil afsluit met 'n laaste belangrike gedagte van ons teks, 1 Korintiërs 10 vers 13. Jy sien, ons sal baie keer vashak in die begin van hierdie vers. Ek en jy hak vas by die woorde, God sal my nie bo my krag versoek nie. Dis waar ek en jy stop. Maar die belofte in hierdie teks is eintlik aan die einde van hierdie vers. En ek wil dit vir jou in 3 vertalings lees. Die laaste sin van 1 Korintiërs 10 vers 13. Dit sê in die 2020 vertaling, maar saam met die versoeking, en ons het vir mekaar gesê, saam met die teëspoed, saam met die beproewinge, ook uitkoms gee. Sodat julle dit kan verduur. Met ander woorde, God sê, ek gaan nie die teëspoed en die beproewings noodwendig wegvat nie, want 'n uitkoms vir my en jou beteken, ek kom uit dit uit. God sê, nee, my uitkoms is dat jy dit kan verduur. Sodat jy die teëspoed en die swaar kry en die goed wat jy moet beleef, kan verduur. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, midde-in, binne-in, midde in jou versoeking en jou teëspoed, sal hy vir 'n uitweg sorg. Sodat jy dit kan verduur. Midde-in is die uitkoms dat jy dit verduur. Ag, en dan is die message mooi, hy sê, He'll always be there to help you come through it. En ek en jy wil vashou aan 'n belofte en 'n bemoediging van weet jy, God sal nooit vir my gee meer as wat ek kan hanteer nie. Ek dink ek en jy moet vashou aan 'n belofte wat sê, binne in dit wat ek deurgaan, He'll always be there. So ek wil jou aanmoedig, in plaas van om mense te bemoedig om te sê, God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie, sê liewer vir hulle, God sal by jou wees, midde in wat ook al jy deurgaan.
Want raai wat? Dis baie keer baie meer as wat ek in my eie krag kan hanteer. 2 waarhede in ons vers van die dag op YouVersion. Nou kan jy dit gaan share en dan sit jy nou daaronder, ek het 'n dieper waarheid of iets oulik, nee. 2 goed. Jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. En die tweede ding, he'll always be there to help you come through it. Midde in dit wat jy deurgaan. Jou teëspoed, jou beproewinge, midde in. He's always there. Mag jy dit onthou as jy vandag hier uitstap. Midde in jou versoeking. Kom ons bid saam. Here, dis so 'n ongelooflike voorreg om vandag te weet dat midde in dit wat ek in hierdie wêreld beleef, midde in alles wat rondom my gebeur, midde in al die seer en vrae en onsekerheid en worstelinge, midde in dit, is daar die ongelooflike belofte dat U by my is. Daarom kan ek dit verduur. Dat daar 'n uitkoms, 'n weg is. En daardie weg is Jesus. En Here, ek weet, die mense wat hier sit mag maklik dink, dat hierdie ou wat hier voor is, weet nie waarvan hy praat nie, want hy weet nie waartoe ek gaan nie. Here, U belofte bly, dat midde in dit, is U die uitkoms. That you're ready to help. Ek wil vandag vir jou vra dat, net so met ons oë gesluit, dat jy, as jy voel, Here, hierdie goed waartoe ek gaan op hierdie oomblik, hierdie seisoen in my lewe, is my bietjie te veel om te hanteer. Wil ek nou vir jou vra, dat jy net eenvoudig vir die Here sal sê, Here, help. Here, die uitkoms wil nie kom nie. Here, help. Here, ek het U nodig. Here, help. Ons het U nodig, Here. Amen.